Goed, ons is by ons tweede deel van Josef se storie. Julle sien is 'n groot gedeelte, hoofstuk 41 tot 50. En ons gaan natuurlik vanoggend nie al hierdie hoofstukke lees nie, anders is ons tot vanaand nog hier. So ek gaan 'n paar grepe lees uit Genesis 41, 42, 45 en hoofstuk 50. En die gedeeltes gaan vir julle ook op die bord wees. En voordat ons gaan begin, kom ons word 'n oomblik stil en ons vra ook vir die Heilige Gees om ons in hierdie volgende oomblikke te lei. Kom ons bid saam. Here ons God, dankie dat U ons vanoggend kom herinner het met elke lied wat ons gesing het, dat U getrou is, dat U ons redder en Here is, dat U keer op keer vir ons genade en vergifnis kom gee, en dat daar by U alleen rus te vinde is. As ons nou U woord oopmaak en saam gaan lees, is dit ons gebed dat U ook weer ons sal herinner aan die hart van die evangelie. Laat U Gees ons harte oopmaak in hierdie volgende oomblikke, verlig ons verstand en rig weer al ons gedagtes op U. Gee ons ore wat hoor en oë wat U leiding raak sien. En laat U woord vanoggend soos goeie saad val in ons harte en in ons lewens, sodat ons kan groei, sodat ons vrug kan dra en al meer vernuwe kan word. Spreek Here, want U kinders, U gemeente is nou bymekaar en ons wil baie graag na U luister. In Jesus se naam, amen. Genesis 41 en ons begin by vers 39. Die farao het daarop vir Josef gesê, God het jou dit alles bekend gemaak. Daaruit is dit duidelik dat niemand soveel verstand en wysheid as jy het nie. Ek stel jou aan oor my paleis. My volk moet jou gehoorsaam. Net ek sal meer mag hê as jy. Die farao het verder nog vir Josef gesê, kyk, ek stel jou aan oor die hele Egipte. En dan spring ons na Genesis 42 vers 1. Toe Jakob verneem dat daar graan in Egipte is, sê hy vir sy seuns, waarom sit julle vir mekaar en kyk? En ek dink in die week, hierdie is 'n tipiese vraag wat ouers seker baie keer vir hulle kinders vra. As iets gedoen moet word, dan sit die kinders waarskynlik en kyk vir mekaar. So ek het gedink, nogal julle as ouers kan aanklank vind by hierdie eerste versie. Nee, Janko, ek dink Adrian Flip kan daarby aanklank vind, né? Vers 2. Hy het verder vir hulle gesê, ek het gehoor daar is graan in Egipte. Gaan soontoe en koop daar vir ons koring dat ons aan die lewe kan bly, anders gaan ons sterf. Vers 6. Josef was in beheer van Egipte en hy het self die graan aan die mense verkoop. Sy broers het dus na hom toe gegaan en diep voor hom gebuig. Toe hy sy broers sien, het hy hulle herken. Vers 7, skus. Maar hy het hulle nie laat agterkom wie hy is nie. Hy het hulle bars aangespreek en gevra, waarvandaan is julle? En hulle het hom geantwoord, ons is van Kanaan, ons kom koop graan. Josef het sy broers herken, maar hulle het hom nie herken nie. Dan spring ons na Genesis 45. Vers 1 en 2. Josef kon homself nie langer bedwing voor die mense wat hom bedien het nie. Hy het hulle almal beveel om van hom af weg te gaan en daar was van die wat hom gedien het, nie een by hom toe hy hom aan sy broers bekend gemaak het nie. Hy het so hard gehuil dat die Egiptenaars en die mense in die farao se paleis dit gehoor het. Vers 3. Toe sê Josef vir sy broers, ek is Josef, leef pa werklik nog? Sy broers kon hom nie antwoord nie, want hulle was bang vir hom.
Maar hy het vir hulle gesê, kom na my toe. En toe hulle nader kom, sê hy, ek is julle broer Josef, julle het my verkoop en ek is na Egipte toe gebring. Maar julle moet nou nie sleg voel of bang wees omdat julle my verkoop het nie, want God het my voor julle uitgestuur om lewens te red. Vers 6 tot 8. Dis nou maar die 2de jaar van hongersnood in die land. Daar lê nog 5 jaar voor waarin daar nie geploeg of geoes sal word nie. God het my voor julle uitgestuur om vir julle 'n oorblyfsel in hierdie land te laat oorbly, om aan julle die lewe te hou en sodat baie aan die dood sal ontkom. Dis nie julle wat my hierheen gestuur het nie, maar God. Hy het my laat aanstaan as die Farao se raadgewer en as bevelhebber oor sy huis en as 'n regeerder oor die hele Egipte. En dan laastens Genesis 50 vers 15 tot 21. Vers 15, na hulle pa se dood het Josef se broers gevra, en as Josef nog steeds 'n grief teen ons het en ons nou gaan terugbetaal vir al die kwaad wat ons hom aangedoen het, daarom het hulle 'n boodskap na hom toe gestuur. Voor sy dood het u vader beveel, julle moet vir Josef vra om tog die groot misdaad teen hom, die onreg wat julle hom aangedoen het, te vergewe. Vergeef ons tog nou hierdie misdaad, ons dien ook die God van u vader. Josef het gehuil oor wat hulle vir hom laat weet het. En dan vers 18 tot 21. Daarna het die broers na Josef toe gegaan en voor hom op hulle knieë geval en gesê, hier is ons voor u, ons is u slawe. Maar Josef het hulle geantwoord, moenie bang wees nie, want ek is nie God nie. Julle wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. Hy het gesorg dat 'n groot volk nou in die lewe gebly het. Moenie bang wees nie. Ek sal sorg dat julle en julle kinders kos het. Josef het hulle jammer gekry en hulle gerus gestel. Tot sover. Dis die woorde van Genesis 41 min of meer tot Genesis 50 en dit gee ons net so 'n prentjie van wat in hierdie laaste hoofstukke gebeur het. Ons het verlede week begin met Josef se storie. En Josef is nie net 'n karakter in die boek Genesis nie, hy was 'n mens soos ek en jy. En sy lewe was 'n lang reis deur emosies en gebeure wat ons so baie keer ook in ons eie lewe al ervaar het. Verwerping, verlies, onregverdigheid, onreg en teëspoed. Maar ons het verlede week gesien in hierdie hele Josef verhaal was daar een refrein wat die heeltyd voorgekom het. En dit was die woorde, die Here was by Josef. Al beleef ons onregverdigheid, al is mense wreed, al ervaar ons teëspoed, het ons verlede week gehoor, God is in dit alles nog steeds teenwoordig. En die Here was nie net by Josef toe dinge goed gegaan het in Potifar se paleis en hy 'n stuk voorspoed beleef het nie. Maar die Here was ook daar in die laagtepunt van Josef se lewe toe hy vals beskuldig is en onregverdig in die tronk beland het. En daar is nêrens in Josef se verhaal vir ons vinnig oplossings gegee vir sulke laagtepunte wat ons so baie keer in ons lewens ervaar nie. Die Bybel gee nie iewers vir ons maklike stappe vir hoe ons teëspoed en moeilike seisoene kan oorkom nie. Maar Josef se verhaal doen een iets. Dit getuig van iemand wat konstant in ons lewens teenwoordig is en die Bybel waarborg keer op keer dat in alle seisoene van ons lewe is God teenwoordig. Maar meer as dit,
God is nie net in ons lewens teenwoordig nie. Ons sien in Josef se verhaal hoe die Here elke keer in Josef se storie aan die werk gebly het. Die Here het doelgerig gewerk. Die valse beskuldigings, die onregverdigheid, mense se wreedheid het nie die laaste sê oor Josef se lewe gehad nie. Inteendeel, sy verhaal was nie verby nie. God was nog elke keer besig om sy storie te skryf. Ons het verlede week gestop by Genesis 39. In Genesis 40 lees ons dat Josef nog 'n hele ruk onskuldig in die tronk was, maar 'n skinker en 'n bakker het by hom aangesluit. En albei van hulle kry drome en Josef het hierdie gawe om hierdie drome vir hulle uit te lê. En toe die skinker vrygelaat is, het Josef hom een ietsie gevra, net een ietsie. Sê net 'n goeie woord van my by die farao. Maar dan in Genesis 40 vers 23 lees ons die hartseer woorde. Die skinker het van Josef vergeet. En as jy gaan kyk in jou Bybel, tussen vers 23 en vers 24 is die spasie miskien 'n haarbreedte wyd. Vers 23 sê, die skinker het van Josef vergeet. Vers 24 begin met die woorde, 2 jaar later het die skinker eers van Josef onthou. 2 jaar langer het Josef nog in hierdie tronk gesit, onskuldig. En hy het gesit en gewag voordat die skinker van hom onthou het. Maar as een ding wat hy in hierdie wagseisoen gedoen het. Hy het gehoorsaam gebly aan die Here. Ons lees in Genesis 40, Josef het hard gewerk. Hy's in beheer geplaas van al die gevangenes in die tronk. Hy het alles gedoen wat hy moes doen. Hy het sy verantwoordelikheid nagekom. Josef was getrou, hy was opreg. Dis die ingesteldheid wat hierdie man gehad het, toe hy onskuldig in die tronk vir jare gesit het. En onthou net gou weer vir 'n oomblik wat ons gelees het verlede week. Josef is keer op keer onregverdig behandel. Keer op keer is hy oorlaai met terugslag. Hy het byna 20 jaar gewag voordat hy sy eie pa vir die eerste keer weer kon sien. En Josef het baie tyd gehad om kwaad en bitter en sinies te word. Mense het al moed opgegee met God in baie korter tye en om baie minder redes. Maar nie Josef nie. Dag na dag, maand na maand, jaar na jaar in hierdie tronk het Josef gekies om aan te gaan. Om die beste te maak van dit wat voor hom is, om te vertrou. En hier leer ons, as ons moeilike seisoene beleef, ons kan so vinnig in 'n put gaan sit, en moedeloos, en kwaad, en sinies word. Maar Josef wys vir ons, daar's ook 'n ander kant. As ons in 'n put is, kan ons nog steeds die keuse maak, om gehoorsaam te bly aan God. Ons kan nog steeds die keuse maak om elke dag hard te werk en te doen dit wat jy die dag kan doen. En al lyk die Here afwesig, al voel die Here afwesig, vra die Here iets vir jou in 'n seisoen van wag en in 'n moeilike seisoen. Hy vra iets van jou. Bly gehoorsaam aan my. Bly getrou aan my. Werk hard. Vertrou my. Want 'n moeilike seisoen in jou lewe beteken nie jou storie is verby nie.
Al wat dit net sê is, God is nog besig om jou storie te skryf. En dit bring ons by die tweede punt. 2 jaar nadat die skinker van Josef onthou het, kry Josef die geleentheid om hierdie Farao se drome ook te gaan uitlê. En die Farao was so beïndruk met Josef, dat hy Josef aanstel as die prins van Egipte, as 'n bevelvoerder, as 'n onderkoning. En skielik begin die storie in Josef se lewe verander. Hy begin nou weer 'n stuk voorspoed beleef. Josef se geskeurde en bloedbevlekte kleed word nou skielik 'n koninklike kleed. Die put en die tronk word nou 'n paleis. En aan die einde van Genesis 50 lees ons seker van die mees merkwaardigste woorde in die boek Genesis. In Genesis 50 vers 20, dan sê Josef die volgende: My broers wou my kwaad aandoen, maar God wou daarmee goed doen. En is dit nie aangrypende woorde nie? Is dit nie 'n aangrypende manier om na jou lewe en na jou storie te kyk nie? Die Hebreëse woord wat hier gebruik word vir aandoen in vers 20, beteken onder andere om te weef, om te vleg. En eintlik sê Josef hier in vers 20, my broers het kwaad en boosheid geweef, maar God het dit ten goeie herweef. En eintlik is hier 'n pragtige beeld van die Here wat Josef gee. Hy kom beeld God uit as die meesterwewer. Kry gou vir 'n oomblik hierdie prentjie in jou kop van God wat die weefspoel heen en weer skuif, en terwyl hy dit doen, kom daar een patroon te verskyn. Die duiwel weef, mense in hulle sondigheid weef, maar God herweef. Die afwesigheid van swaar kry word nêrens in die boek Genesis gewaarborg nie. Trouwens, die Bybel gee vir ons nêrens daardie waarborg in hierdie lewe nie. Maar God beloof om die moeilike seisoene in ons lewe vir 'n groter doel te herweef. En daar is niks so toevallig en so sleg dat God dit nie in jou lewe kan gebruik nie. En as ons na Josef se storie kyk, is daar een patroon wat ons in 3 woorde kan opsom: kwaad, God, goed. Daar is soveel gebeure in Josef se storie wat vir ons wys hoe die goddelike en die menslike handelinge verweef is, hoe dit wat mense ten kwade bedoel het, God ten goeie verander. En hierdie weefheid is eintlik vir ons 'n stuk misterie, maar is eintlik vir ons ook 'n groot werklikheid. 'n Misterie in die sin dat God ten spyte van foute en sonde en die boosheid van die duiwel en die sondigheid van mense, nog steeds sy heilstoel in ons lewe bereik. En hoe dit werk, weet ons nie altyd nie. Maar Josef se storie kom sê vir ons, God is op 'n onverklaarbare manier aan die werk in jou lewe. En dat God werk, word vir ons hier gegee as 'n feit. En dis die werklikheid waaraan ek en jy moet vashou. En die sonde van hierdie boeties, die onreg wat hulle gedoen het, word nie afgemaak nie. Maar Josef se storie sê hierdie onreg het God gebruik om baie mense se lewens te red. Die motief van hierdie boeties se handelinge was haat. Die motief van God se handelinge is altyd liefde.
Die doel van hierdie boetie se handelinge was om hartseer en smart te bring. Die doel van God se handelinge is altyd redding en 'n hoopvolle uitkoms. Die broer se dade was 'n onheilsdaad, maar God se daad is altyd 'n heilsdaad. Daar is niks in die Bybel wat gemaak dat ons Josef se slawerny, sy verwerping, sy tronkstraf en die onreg goed kan noem nie. Dis alles dinge wat gebore is uit 'n sondige hart en uit 'n sondige wêreld. Maar Josef se storie help ons om te glo dat God nog in hierdie sonde, in hierdie boosheid aan die werk is en dat hy iets goeds uit hierdie kwaad kan bring. Maar ek en jy moet ook net die Here toelaat om goed te definieer. Want ons definisie van goed is baie keer 'n goeie gesondheid, geen bekommernis, geen finansiële onsekerheid, geen finansiële spanning, materiële voorspoed. Dis ons prentjie van goed. Maar kyk ons na Jesus se lewe. Hierdie goeie lewe bestaan uit teenstand, 'n kruis, 'n stryd en selfs die dood. Maar God het al hierdie dinge laat meewerk vir die grootste van alle goedheid, sy heerlikheid en my en jou redding en verlossing. En as ons kyk na die kruis en die opstanding van Jesus, dan kan ons vashou aan die woorde van Romeine 8. Dat God met jou en met my, met hierdie hele skepping op pad is na heerlikheid. God is besig om dinge in jou lewe en in ons wêreld en in hierdie skepping nuut te maak. God is met ons elkeen op pad na heerlikheid. Dis die einddoel. En Romeine sê, aan hierdie einddoel moet ons nooit twyfel nie. Ja, daar gaan slegte dinge met ons gebeur op pad na hierdie heerlikheid. Maar ons weet waar ons gaan eindig. Ons weet by wie ons gaan eindig. Ons weet wie in beheer van ons lewe is. En ons weet waar ons gaan eindig. Ons gaan eindig in heerlikheid. En Romeine 8 sê, aan dit hoef jy nooit te twyfel nie. God bly in jou lewe aan die werk. Dit maak nie saak hoe ver jy geval het nie. Dit maak nie saak hoe stikkend jou lewe is nie. God bly aan die werk. En hy gaan jou nooit in 'n put of in 'n tronk of in 'n laagtepunt los nie. Hy bly besig met jou. In die derde plek, vir meer as 20 jaar moes Josef se boeties met 'n leuen geleef het. Vir meer as 20 jaar het Josef se boeties met 'n oortreding en met skuldgevoelens en met 'n verlede geworstel. In Genesis 42 lees ons van hierdie verskriklike hongersnood wat ontstaan het en hoe hierdie boeties gedwing word om nou na Egipte toe te gaan om 'n bietjie kos te gaan soek vir hulle sodat hulle nie hoef te sterf nie. En toe hulle uitvind wonder bo wonder dat Josef oorleef het, dat hy boonop nou die prins van Egipte was hulle verras en natuurlik was hulle baie bly vir 'n uitkoms uit hierdie verskriklike hongersnood. Toe hulle eers in Egipte aangekom het, was hulle vreemdelinge, verstotenis, dit was nie hulle land nie. Maar na hulle ontmoeting met Josef het dit so vinnig verander, want skielik word hulle bevoorregtes. Die hongersnood het nog steeds gewoed. Maar die boeties het geweet, hierdie hongersnood is nie die einde van hulle lewe nie. Hulle gaan nie sterf as 'n familie in hierdie hongersnood nie. Die omstandighede was nog steeds verskriklik moeilik. Maar nou, nadat hulle boetie ontmoet het, nadat hulle die prins van Egipte ontmoet het, het hulle geweet,
Nou is ons veilig. Nou het ons 'n tuiste. Nou is daar iemand wat vir ons gaan sorg. Hulle het geweet, hulle gaan deur hierdie moeilike seisoen van hongersnood kom. Nie omdat hulle goeie mense was nie, maar omdat Egipte se prins hulle boetie was. En op 'n baie vreemde manier het al Josef se onreg bevryding vir hierdie boeties en vir Jakob gebring. God het hierdie groot onreg wat aan Josef gedoen is, gebruik tot verlossing, nie net van sy boeties en van pa Jakob nie, maar van soveel ander mense. En deur die onreg en die lyding van een mens, het God die lewe van baie ander gered. En klink hierdie woorde nie vir jou bekend nie? Wat sal ek en jy nie doen vir so 'n geskenk nie? Ons ken die gevoel van hongersnood. Ons het al geestelike droogte seisoene in ons lewens ervaar. Ons was al daar waar hierdie boeties was. Ons het al gedoen wat hierdie boeties gedoen het. Ons het dalk nie iemand as 'n slaaf verkoop nie, maar ons het al mense verontreg. Ons het al mense seer gemaak. Ons loop so baie keer met bitterheid en skuldgevoelens en met die bagasie van 'n verlede rond. Ons sondig. En nou sê die Nuwe Testament, dit wat die boeties by Josef gevind het, soveel meer kan ek en jy by die prins van vrede ontvang. Die Nuwe Testament beskryf Jesus as die prins van vrede. By hom is daar verlossing. By hom is daar 'n kruis waar ons bitterheid, ons bagasie, ons sonde, ons skuldgevoelens kan neersit. By hom, by hierdie prins van vrede, is daar vir ons verlossing. En dan kom die woorde weer van Romeine 8, vers 29 en 34, wat hierdie prins van vrede ook beskryf as ons broer. Die Nuwe Lewende Vertaling sê so mooi, op hierdie manier sal Christus Jesus die oudste seun wees, omring deur baie boeties en sissies. Wie sal ons kan veroordeel? Christus Jesus is tog die een wat vir ons gesterf het, wat boonop opgestaan het, wat op die ereplek langs God sit en daar vir ons bid. Nuwe Testament kom sê Jesus is nie net die prins van vrede nie. Romeine 8 sê hierdie prins is ook ons broer, wat uit sy eie bereid was om al ons sonde, al die lyding, al die boosheid op homself te neem. En ek en jy kan vertrou dat hy ons sal vergewe, dat hy ons sal vryspreek, dat ons veilig by hom is en dat hy vir jou en vir my sal sorg. Ons kan vashou aan die wete dat ons ook deur ons moeilike seisoene sal kom. Nie omdat ek en jy sterk is nie, maar omdat ons 'n broer in die hemel het wat baie sterk is. Ons gaan deur ons moeilike seisoene kom, nie omdat ons goed is nie, maar omdat ons 'n broer in die hemel het wat goed is en volmaak is. Ons gaan deur ons moeilike seisoene kom, nie omdat ons belangrik is nie, maar omdat ons broer in die hemel die prins van vrede is, omdat hy vir jou en vir my 'n plek gereed maak, en omdat hy daagliks vir jou bid. Die prins van vrede is ook jou broer.
En dit wat Josef se boeties by Josef gevind het, soveel meer sal jy by Jesus vind. En dan in die laaste plek. Genesis 50 lees ons dat Jakob, die pa van hierdie familie, het gesterf. En die broers het die verwagting nou gehad dat Josef se gesindheid teenoor hulle gaan nou verander. In Egipte het Jakob die familie waarskynlik bymekaar gehou, hy het hierdie boeties bymekaar gehou, hy het die vrede bewaar. Maar na sy dood het dit vir die boeties weer werklikheid geword, dit wat hulle in hulle verlede gedoen het. En nou weet hulle, nou is hulle uitgelewer aan die genade van Josef. En heel ironies hier in Genesis 50 sit hulle in presies dieselfde situasie waarin Josef was, toe hy afhanklik van hulle genade was. En Josef se boeties is nou hier in Genesis 50, hulle is vreesbevange. En hulle is vasgevang in hulle menslike denke van 'n oortreding. Hulle dink letterlik dat normale mense kan nie vergewe nie. Mense neem wraak. Soos wat een van die kommentare sê, dat Josef se boeties hoop verhaat om hulle oortreding en skuld te vereffen. En hierin sien ons die noodsaaklikheid van vergifnis. Maar weer hier sien ons die harde gevolge van haat. Haat begin baie klein in ons harte. Dit begin met 'n gevoel van afguns, van woede, van jaloesie. En skielik begin dit baie vinnig groei hier in ons binneste. Dit groei soos 'n gif. Maar die hartseer, hierdie gif, maak nie die ander persoon dood nie. Dit verniel jou siel. En jy word vasgevang in 'n verlede. Jy word vasgeketting aan 'n klomp skuldgevoelens. En dalk wil Josef se storie ons vanoggend uitnooi om so bietjie na ons hart te kyk. Is daar iets in ons hart wat stilletjies besig is om te groei? En Josef se verhaal nooi ons uit om dit te erken en dit te bely. Want ons kom nooit los van 'n verlede waaroor ons nie vergifnis gevra het nie. Ons kom nooit los van bitterheid nie. Ons kom nooit los van wraak as haat nog hier in ons binneste groei nie. Ons kom nooit los van bitterheid as ons dit nie erken en bely het nie. En dis presies waar hierdie boeties hulle self nou bevind. En hierin sien ons die belangrikheid van vergifnis. Sonder die vergifnis van Josef word hierdie boeties vasgeketting aan hulle verlede. En dieselfde vrees uit hulle verlede oorrompel hulle hier in Genesis 50. Skuldgevoelens het hulle nie gelos nie. Skuldgevoelens los 'n mens nooit nie. Totdat jy nie op 'n plek kom waar jy eerlik na jou hart kyk, eerlik jou sonde bely, dit erken, iemand jou nie vryspreek en jy daardie vryspraak aanvaar nie. Anders gaan jy die heeltyd 'n gevange bly van jou verlede en jou skuldgevoelens. Dit geld vir ons verhouding met God, maar dit geld ook vir ons verhouding met ander. Die boeties kyk na dit wat hulle gedoen het, hulle kyk na hulle verlede. Hulle is vol skuldgevoelens, hulle is vreesbevange. Maar nou die aangrypende in Genesis 50, Josef kyk baie anders na sy storie. Josef kyk
baie anders na sy verlede. Hy sien 'n heel groter prentjie raak. Hy sien dit wat God in sy lewe reg gekry het. Hy sien nie wraak nie. Hy sien vir God raak. En in Genesis 50 sien ons dat die enigste een wat hierdie siklus van wraak en weer wraak kan breek, is die een wat vir onreg is. En Josef het gekies om te sê in Genesis 50, hierdie wraak stop by my. Vergifnis is die reg wat jy het om iemand terug seer te maak, prys te gee. En Josef se insig dat dit God is wat hom gestuur het na Egipte, dit help hom om sy boeties te vergewe. En hierdie vergifnis gee vir sy boeties 'n tuiste. Dit gee vir hulle 'n gerusstelling. Dit gee vir hulle 'n kans om te breek van hulle lelike en hulle sondige verlede. En Josef het besef, hy is nie God nie. Hy kan nie besluit oor die lot van sy boeties nie. Maar hy kan inval by God se plan vir sy lewe. En Josef het besef, die oordeel kom God toe. God is die een wat vergeld. Ek en jy is nie in die wraakbesigheid nie. Ek en jy is nie in die terugkry besigheid nie. Ek en jy sien vir God in ons lewens raak en ons kies doelbewus om ons reg om iemand seer te maak, prys te gee. Dis die besigheid waarin ek en jy is. Ons is nie in die terugkry besigheid nie. Die oordeel kom God toe. God is die een wat vergeld. As God hierdie onreg, hierdie moeilike seisoen ten goeie gebruik het, wie is Josef om nou hier te vergeld en nie te vergewe nie. Josef kies doelbewus in Genesis 50 om hom onder die gesag van God te plaas. En hy weet, dis nie sy werk om God te speel nie. Dis nie sy taak om God te wees nie. Sy taak is om in te val by God se wil vir sy lewe. En kyk 'n mens na Josef se hele storie, dan sien jy hy was 'n mens soos ek en jy. Hy het ook geworstel. Hy het aanvanklik gesukkel om te besluit om wat te doen met sy boeties. Hy het hulle verwelkom, hy het gehuil, hy het saam met hulle geëet. En toe het hy hulle probeer om die bos lei. Aan die een kant was daar 'n Josef wat so graag wou terugkry en wou wraak neem. Maar Josef het bitter vinnig besef, dis nie wat God van hom verwag nie. En hy het weer die keuse gemaak, net soos in die tyd van die tronk, om aan God gehoorsaam te wees. Vergifnis wik en weeg dikwels so in ons lewe. En feit is, as dit by vergifnis kom, is ons almal beginners. En daar is nie 'n maklike manier nie. Hier in Genesis is daar nie 'n geheime formule nie. Maar solank ek en jy die pad kies van vergifnis, solank ek en jy aanhou probeer om te vergewe, is ek en jy aan die vergewe. Dis wanneer ons ophou wat bitterheid in ons harte wen. En dis nie God se wil vir jou lewe nie. God wil hê jy moet vry wees. God wil jou verlos. Die prins van vrede wil sy vrede vir jou kom gee. Hy wil nie hê jy moet wraak neem nie. Hy wil nie hê jy moet vasgevang bly van skuldgevoelens en 'n verlede nie. Hoekom kies ek en jy
die pad van vergifnis. Paar puntjies uit Josef se storie. God kan altyd nog iets doen, al lyk dit of dinge in ons lewe uitmekaar val. Die slegte goed het nooit die laaste sê in ons lewe nie. Die slegte goed is nooit die laaste goed in ons lewe nie. Ek en jy kan verwag om God se hand in die donker tye van ons lewe te sien. Mense se sondige planne en bose planne verlam nooit God se plan vir jou en vir jou lewe nie. Mense beplan, sy Spreuke 6, maar die laaste woord kom God toe. Bose planne, dwarsboom, nooit God se planne nie. Menigmaal bevorder dit juis God se plan en wil. En dis hoekom ek en jy die pad van vergifnis kan kies. Daar is 'n God wat in jou lewe aan die werk is. Daar is 'n God wat die sleg ten goeie gaan gebruik. En ek en jy kan soos Josef ook deur ons onregverdige en moeilike seisoene kom. Dit gaan nie maklik wees nie, dit gaan nie pynloos wees nie, dit gaan dalk nie gou wees nie. Maar ek en jy kan vashou aan die wete, God is agter die skerms aan die werk. Ons hoef nie moed te verloor nie. Ons hoef nie op te gee nie. God waarborg sy teenwoordigheid, sy troue liefde vir jou. En mag jy in die onregverdige seisoene in jou lewe, in die moeilike seisoene van die lewe, mag jy regtig die Here se teenwoordigheid ervaar. Mag jy elke keer hierdie stem hoor wat sê, ek is by jou. Mag jy die prins van vrede se vrede elke keer ervaar. En mag jy elke oomblik weet, die Here skryf jou storie. En hy gaan jou nie los nie. Hy gaan jou lewensverhaal aanhou skryf, tot die dag wat hy jou kom haal. Amen. Kom ons bid saam. Here ons God, U wat die verlede, hede en die toekoms in die hand hou. Ons kom na U toe met harte vol verwondering oor hierdie verhaal van Josef. 'n Verhaal vol hartseer, onreg, verlies en verlange, maar ook 'n verhaal vol genade, herstel, vergifnis en tweede kansse. Dankie Here, dat U soveel groter is, soveel magtiger is, as wat ons met die blote oog kan sien. Waar mense kwaad beplan, weef U 'n plan van redding, verlossing en uitkoms. En daar waar gebroke verhoudings is U die een wat herstel en vergifnis en genesing bring. Leer ons, soos Josef, om te kan vergewe. Nie omdat dit vir ons maklik is nie, maar omdat U ons soveel keer vergewe en soveel genade vir ons kom gee. En omdat U genade soveel groter is as dit wat mense aan ons gedoen het. Help ons om nie vas te kyk in ons verlede vol seer en skuldgevoelens en foute nie, maar help ons om U hand duidelik in ons verlede en in ons storie raak te sien. En mag elkeen van ons se lewe 'n getuienis wees. 'n Getuienis wat sê dat U 'n getroue God is. 'n God wat ons nooit los nie. En mag ons soos Josef daagliks U stem hoor wat sê, ek is by jou. In Jesus se naam. Amen.
Ontvang nou die seën van die Here vir vandag en vir die week wat vir julle elkeen voorlê. Mag die lig van die evangelie in jou hart skyn. Mag die hoop van die evangelie jou hele lewe rig. Mag die vrede van die evangelie oor jou elke dag die wag hou. Mag God jou seën met sy liefde, met die vrede van Christus en met die krag en die moed van die Heilige Gees. Amen.